So, ek wil vanmôre met julle praat oor toe Jesus aan die kruis gesterf het en hy het geroep en gesê, dit is volbring in Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En hy het uitgeroep en gesê, dit is volbring. Daardie woorde wat hy uitgeroep het, dit is volbring, beteken dit is klaar. Met ander woorde, hy het God se plan vir die mens vervul en hy het gehoorsaam gebly tot die einde van alles. Amen. Die woord sê vir ons in Filippense 2 vers 8, en hy het die gestalte van 'n mens gehad en hy het self verneder tot gehoorsaamheid, die gehoorsaamheid tot die dood aan die kruis. Ongehoorsaamheid is 'n geweldige ding. As jy nou wil weet wat God nou oor ongehoorsaamheid sê, baie keer neem ons nie altyd die goed aan nie, nee, jy dink, jy kom vry, maar as jy gaan kyk, wat dink God oor ongehoorsaamheid, dan lees ons daar in 1 Samuel 15, wat hy praat en hy sê, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Amen. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. So ongehoorsaamheid is 'n groot ding en so is gehoorsaamheid 'n groot ding vir u en my in lewe. God ag jou gehoorsaamheid geweldig. Onthou net, luiheid in jou lewe is gewoonlik 'n teken van ongehoor. As jy lui is om Bybel te lees, as jy lui is om te bid, as jy bly is om die dinge van die Here te doen, is daar 'n groot kans dat as gevolg van hierdie luiheid, dat daar ongehoorsaamheid in jou hart kom lê. 'n Lui mens, 'n lui Christen, vervul nooit sy doel in die Here nie. Jy kan hoor baie Christen, kinders van die Here praat, wat hy dink het te power, dit is nie die autoriteit nie. Jy kan baie kennis hê, maar kennis beteken nie jy was gehoorsaam nie. Ongehoorsaamheid, 'n ongehoorsame mens sal nooit sy doel in die lewe vervul nie. Jy sal nie. As Jesus nie gehoorsaam was aan die Vader nie, sou sy offer tot my en jou geen waarde gehad het nie. As hy opgehou het in daai proses, sou dit geen waarde gehad het nie. Amen. Toe hy in Getsemane was, wat sê hy? Nie my wil nie, maar u wil. Nie my wil nie, maar u wil. Nie wat ek wil nie, maar u wil. Dit is op die enigste tyd. Nou baie keer as jy nou daai ding lees en sê, die Here was vrees en agtenstak. Hy was nie vrees, hy was nie bekommerd om dat mense hom gaan verwerp nie. Dit was nie sy spanning nie. Sy spanning was nie dat hy gaan doodgaan nie. Dit was nie die spanning. Die spanning was sonde. Sonde is 'n geweldige ding binne in hierdie lewe. Sonde maak jou dood. Maar hy sê die loon van die sonde is die dood. Sonde vat jou in gevangenskap. Sonde maak dat jy jou doel in die lewe kan bereik nie. So die beker wat hy sou drink, is nie omdat hy bang was oor die goed. Die beker wat hy sou drink, was die sonde van die mens. As jy gaan kyk nou, onthou net, nou begin 'n ou terug in sy lewe kyk en jy gaan soek, maar waar het hy ooit spanning beleef? Ons gaan net hierdie deel vir jou gaan lees in Hebreërs 5 vers 8. Hy sê, hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit dit wat hy gelei het. Nergens as ek gaan lees, het Jesus gelei. Die eerste teken was toe hy in Getsemane was. Die eerste toets tot sy gehoorsaamheid was
in Getsemane. Toe hy die Vader gevra het, laat hierdie beker by my verbygaan. Kan jy hierdie ding beskryf? Dat daai spanning so erg op hom was, dat sy sweet bloeddruppels geword het. Daardie prys het soveel druk op hom gesit. Die spanning. Jy sal dink as 'n mens sweet, is dit water, maar dit word toe bloed. Kan jy dink 'n oomblik? Die spanning. Baie, ek weet nie van iemand anders wat nooit so spanning. Meeste van ons gaan dood. Dit is in jou hart geen net en boom, dan kap jy om en dit is die eind van jou prent. Maar jy moet hierdie ding dra. En is hierdie prys vir die sonde moes hy dra. En ek wil net vir jou sê, ou dink jy, okay, baie onthou net as 'n ou nou teruglees, dan klink dit nou mooi en is wonderlik dat hy nou gesterf in die kruishaat. Maar as jy na sy lewe gaan kyk en die inspanning wat hy ervaar het, is geweldig gewees. En onthou net, hy mag gehad, kom ek gaan lees vir jou hierdie Johannes 10. Nou lees daar by Johannes 10, onthou net, hy het mag oor sy lewe gehad. Niemand het hom mag gegee nie, hy het mag oor sy lewe gehad, die Vader het hom mag gegee. Kom ek gelees vir daar vers 17. Hy sê, daarom het die Vader my ook lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself uit af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van die Vader ontvang. Nou kan jy dink, hier hang hy in die kruis. Daar was 'n proses wat moes plaasvind. As hy ten enige tyd, onthou net, hy kon ten enige tyd besluit het. Nee, sorry. Want hy die mag gehad, hy kon sy lewe neerlê net wat hy wil. Want hy die mag gehad. Hy hoef nie daar te gaan nie. Hy hoef nie hierdie brood. Hy kon op een, hoe sou ek en jy geweet het, of hy end uitgegaan het of nie? Dit sou nooit geskryf geword, ons sou net nie geweet het nie. Hy kon toen enige tyd gevoel, wow, ek kan nie meer nie. Toe die ouens langs hom spot, die ouens voorspot hom. Hoekom sal ek dit vir mense? Onthou net, die duiwel werk in my en jou. Hoekom sal jy hierdie prys betaal vir mense wat nie vir jou omgee nie? Is dit nie wat hy altyd doen? Altyd interessant, dat hy altyd vir my jou wys vir die mens wat nie omgee nie. Dit is sy job. Maar as jy gaan kyk, hoeveel mense gee eintlik vir jou, is hulle baie meer as die wat nie vir jou omgee nie. Sy gehoorsaamheid was tot elke woord van die profesie oor sy lewe as die lam van God vervul moes word. Hy kon, soos ek gesê het, ten enige tyd kon hy die weg van 'n lafaard gevat het. Ek gesê nee. Onthou net, hierdie mag het hy. God die Vader kom hierdie, onthou net, saam met daai mag is die pad van gehoorsaamheid. Wanneer het hy gelei aan die kruis in Getsemane? Dis die enigste tyd dat jy kan gaan kyk wanneer Jesus gelei het, waar dit was om sy gehoorsaamheid aan God te toets. Nergens anders nie, en ek kan nou vir jou ander skrifte lees. En op die kruis hang hy, en voor die tyd het hy vir sy disippels sê, almal gaan my los, maar my Vader sal my nie los. Net om daar op die kruis, van die 6de tot die 9 uur, van 12 uur tot 3 uur, het daar die woord uitroep en sê, my God, waarom het jy my verlaat? Dat is nie baie keer voel jy in jou grootste krisis is God nie daar nie. Jou grootste uitroep na die Here is hy nie daar nie. Jy hang en hy roep uit, my Vader, waar, my God,
waarom het U my verlaat? En onthou net, hy moes heeltyd in beheer gebly het van sy lewe. Jy kan dink, iemand wat soveel bloed verloor het, weet jy hoe moeilik was dit eintlik om heeltyd by jou bewussyn te bly? Om die totale prys van dit te gee. En deur al die spanning en al die druk, het hy geveg om by te bly, want hoekom? Hy moes sy lewe neerlê. Hy kon nie net doodgaan nie. Die duiwel kon nie net sy lewe neem om iemand kon hom nie net met 'n spies steek op enige tyd nie. Daar is sekere goed wat plaasgevind het. As dit omgeruil was, sou hy gesterf het voordat die profetiese woord oor sy lewe vervul was, voordat die volmaakte offer betaal het, voordat hy totale gehoorsaamheid bewys het. Hy moes gewag het vir die regte oomblik. Ek wil dit vanmôre noem, die getuie. Hy moes gewag het vir die getuie om te kom. Sodat ek kan weet, dit is die oomblik. Ek het nou baie van die goed gaan lees, tussen die toe duisternis tussen 12 en 3 uur gekom het. Was daar nie baie gesê nie, die enigste wat plaasgevind het, was eintlik volgens wat hulle op die boeke wys en die ouens wat nou daaroor praat. Nou ek en jy was nie daar nie, hulle maak stellings, kyk na time slots. Ja, eintlik groot goed. Het eintlik gebeur, niemand het met hom gepraat. Daar was baie goed voor, van 9 in die môre tot 12 uur, daar baie goed gebeur, maar toe die duisternis kom, dan nie baie goed gebeur. So hy moes gewag het vir die getuienis om vir hom te bevestig dat die woord wat oor hom uitgespreek het en die woord van sy lewe te kan sodat hy kan weet, nou kan ek sterwe, ek het die mag, nou gee ek my lewe. Kom ek gaan lees vir jou, hoekom ek so sê. Kom ek gaan lees daar vir jou in Johannes 19, 28. Hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn geneem en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Hier kom dat. En hy het sy hoof gebuig en sy gees gegee. Niemand het dit van hom vervat nie. Hy was bewus. Nou kom ons daar vers 28. Hierna omdat hy geweet het. As jy nou, kom ons veronderstel, ek sê nie dit is so nie. Kom ons veronderstel, want onthou jy, die evangelies is in verskillende prosesse geskryf, né? Matteus, Markus, almal sin verskil so 'n bietjie. Maar as jy die hele ding gaan lees, dit lyk vir my die 9de uur, 3 sê 9. Die 9de uur het hy uitgeroep en gesê, dit is volbring. As ons nou gaan kyk, is daar twee goed wat ons nou kan sê, vers 27. So ek weet nie wat hulle sê ook nie, wat is die tydsverloop tussen vers 27 en 28, hulle sê nie vir jou nie. Maar kom ons veronderstel, hy het gewag vir 'n teken. En vers 27 was die teken. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En daar die uur af, het die disipel haar in sy huis gesit. Sê nie maar dit was die teken. Sê nie dit is so nie. Ek weet nie wat is die tydsvlak tussen daai twee nie. Maar in die ander evangelie sê hy, toe hy geroep het, my God, waarom het U my verlaat? So daar was sekere tekens waarvoor Jesus gewag het. Hy het gewag vir die getuienis om te kom, sodat hy kon weet dit. Hy het nie nou loodsie gehad en sê, dis nou 6 ure later, is nou die 3de uur ek kan doodgaan nie. Hy kon nie. Hy het net dit geweet. Voordat die Pasga begin, gaan hulle sy liggaam moet afval. Dit het hy geweet. Maar hy kon nie onthou. Waar meet jy tyd? So in daai hele proses dat hy op die kruis gehang het, moes hy gesoek het om bewus te raak van die getuienis, dit wat aan hom moes toon. Hy's klaar.
Alles is volbring. Want as hy dit voor die tyd gedoen het, sou die woord nie vervul kon word nie. Sou hy nie die Vader gehoorsaam was, wat in enige tyd as hy opgegee het, was die woord nie vervul tot my en jou se redding, was dit nie vervul tot gehoorsaamheid aan die Vader nie, dan was hy ongehoor. So hy moes daar gehang het, bewus van die mag wat hy het, om sy lewe af te, om te wag, en te wag, en te wag, en te kyk, en te soek, en te weet, wanneer hy daar die getuienis om in die woord, en toe hy dit besef, hier is dit, wat sê die woord? Ek vra, sê die, ek is dors. Dit is reg wat die woord sê. Hierna, omdat hy geweet het, dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word. Met ander woorde, elke ding wat gepraat is oor my en jou se redding en verlossing, het hy geweet, dit is vervul. En wat doen hy? Hy gee sy lewe, hy gee sy lewe neer. Want die woord sê, in Filippense praat die woord en hy sê, en hy het 'n naam hoe elke naam ontvang. Kom ek gaan lees vir jou. Filippense 2. Weet jy wat sê hy? Hy sê in vers 8, in 'n gedagte van 'n mens bevind, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood. Ja, die dood van die kruis. So waarom was hy gehoorsaam aan die dood van die kruis? En dit het God so behaag, as ons moet die volgende ding lees, sê hy, daarom het God hom uitermate, hy het hom nie net verhoog nie, hy het hom uitermate verhoog. Wat het hy ontvang? 'n naam bo elke naam, in die hemel en op die aarde, tot in die hel, buig hulle voor die naam van Jesus Christus. Daarom kom Jesus en alles wat hy vir my sê. In my naam sê die Bybel uitdruk, hy het dit gekry. En soms vergeet ek en jy, hoe groot rol gehoorsaamheid eintlik speel. Want as jy nie gehoorsaam is nie, kry jy nie die promotion nie. Jy kry nie die eer van God nie. Jy word nie geestelik promote nie, jy doen nie, omdat jy ongehoorsaam is aan God. Hoe meer jy gehoorsaam is aan die woord in jou lewe, hoe meer sal jy geestelike gepromote word in die koninkryk van die Here. Hoe minder jy dit doen, jy sal smak daarna. Maar hier God sal jou nie promote nie. Hy doen nie. Hoekom? Want die goed wat hy met jou praat oor, en die goed wat hy vir jou sê, kan jy soms verskoning sê. Ag Here, ek het nie tyd nie, Here, ek het nie lus nie. Here, ek is 'n sondige mens. Elke ding wat hy weer met jou kom praat, en jy te verskoning, dink hieroor. Jy het nie meer geestelike gesag nie. Jy het nie meer geestelike autoriteit nie. Want God kan jou nie promote nie. Amen. Hoe makliker ek en jy die woord gehoorsaam en die woord nakom, hoe makliker, hoe groter is jou reward. Wat jy ontvang, wat is reward nie? Beloning, is drinkie. Is dit nie so nie, as jy nie in die regte verhouding met die Here het jy gesien? Ek spot altyd, ek sê, jy kan nie so kop seer uit 'n muskiet uitbid nie. Jy het nie die mag nie. Is ek reg? Maar het jy gesien, as jy mag het, dan wag jy van daai muskiet met die kop seer. Wat jy mag. Is dit nie hoe nader jy kom aan die Here, is dit mos 'n teken dat jy sekere goed wat hy met jou praat, om gehoorsaamheid te beoefen. Hy kom nie en alles lê dit op jou, jy moet oor alles hoor. Hy werk met jou 'n pad, want hy, elke klein ding en elke stadium van jou lewe, is daar 'n gehoorsaamheidstoets vir jou.
En as jy dit nie slaag nie, kry jy nie geestelike erkenning nie. Jy kry nie geestelike autoriteit nie. Amen. Maar die oomblik as jy dit slaag, kyk hoe excited is God wanneer jy gehoorsaam is dat hy jou verhef. Net omdat jy kom en sê, Here, nie my wil meer nie, maar ek hoor wat U sê, en ek doen wat U sê, en ek bly by wat U vir my sê. Boom, verander hierdie hele ding binne jou lewe. Want onthou net jou gees soek na die eer by die Here. Jou gees soek die nabyheid van God. En jy weet of jy dit het of nie. Jy weet hoe ver jy van die Here af. Hoef nie dit vir jou te sê. En dit het alles met een ding. Jou gehoorsaamheid. Jy sê ja, maar ek nie mag nie. Nee, jy het presies die mag wat jy moet hê. Jy het 'n wil, en daai wil van jou is die mag waarom alles in jou lewe draai. As jy besluit jy gaan bid, sê ek vir jou, sal jy bid. As jy besluit jy gaan nie meer 'n ding doen nie, sal jy dit nie doen nie. Amen. En as jy besluit jy sal, dan sê ek baie keer ouens is buigbaar en ander ouens, jy kan jou tande stom praat, ek wil so sê. Hy maak niks, sy maak niks. Maar dink daaraan. Elke keer as jy gehoorsaam is, hoe excited is God oor jou, dat hy jou wil verhef. Amen. En Jesus het gehoorsaamheid geleer uit dit wat hy gelei het. Kan jy dink, jy het soveel mag en soveel autoriteit. En hier moet jy wag vir iets wat moet plaasvind. En hoe hy homself moes ingehou het. Ek wil net vir jou sê, ek weet baie keer lees ons die Bybel in die evangelies, en klink ag hy het 'n paar hoë gehad. As jy Jesaja gaan lees, dan praat die woord, hy het nie eens meer gestalte van 'n mens gehad nie. Hy was uitmekaar uitgeslag. En om daar te hang in daai pyn, as 'n ou boeke gaan lees oor die geweldige stryd wat hy gehad het, die geweldige pyn en dit wat hy moes deurmaak. Hulle sê dit is eintlik onbeskryflik. Maar hy hang daar, want hy wag vir die getuienis. Want hoe horrible sal dit wees dat hy in Getsemane was, dat hy op die kruis was. En voor dit vervul kom ons sy lewe. Ek kan nie meer. En hy gee sy lewe. Maar hy hang aan die kruis. Hy hou sy wil in werking. Hoekom? Want hy wil God behaag. Amen. So wat sal ek vandag sê? Dankie Jesus, dat dit volbring is, dat my sonde vergewe kan word, en dat ek ander mense kan vergewe en vry kan maak word, en dat ek mag het oor al die werk van die vyand. Ja, ek staan omdat Christus gehoorsaam was. Ek het 'n naam bo elke naam wat ek kan aanroep, wat bo almal is. En elke knie sal buig en elke tong sal bely. Oor wat? Omdat hy gehoorsaam was. Amen. Awesome, as jy daaroor dink, hoe fantasties was dit, dat hy daar gehang het, en hy die mag gehad, maar hy wag vir die getuienis. Dit is awesome nie. Hy wag vir 'n getuienis om te kom, sodat hy sy lewe kan neerlê. Prys die Here. O Here, ons dank U vanmôre, dat U gehoorsaam was tot aan die kruisdood. Dankie dat U al hierdie sonde van die mens. Dan kan nie as die duiwel kan nie 'n sonde skep waar daar nie vergifnis is nie. Alle sondes word gedek. Want die bloed van Jesus Christus reinig ons van al sondes en ons geregtigheid en ons misdade. En die bloed van Jesus maak ons vry van die mag en die krag van sonde en ongeregtigheid. Dankie, Here, ek wil vanmôre omdraai en net sê dankie dat U gehoorsaam was tot aan die einde. Amen.
met een